Ons wil hom ken vir wie hy is. En hy sê, ek sê jaloers op God. Deuteronomium 6 vers 13 sê, jy moet Jahwe, jou God vrees en hom dien. By sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop vir die gode van die volke wat rondom julle is nie. Want Jahwe, julle God, is 'n jaloerse God by jou. Sodat die toorn van Jahwe, jou God, nie teen jou ontvlam nie en hy jou van die aarde verdelg nie. Hy is 'n jaloerse God en hy word jaloers. Hy word jaloers op ons. En ek dink, ons doen iets wat die Almagtige jaloers maak. En jaloesie is iets wat in jou hart gebeur. Dit beteken, daai wat jy vir iemand gee is myne. En Vader sê, jy kan nie jouself vir 'n ander God gee nie. Jy kan nie jou hart vir 'n ander God gee nie. Jy kan nie 'n ander God aanbid nie, jy's myne. Jy maak my jaloers. En nou, die hierdie deel van ons is sy jaloesie eindig nie daar nie. Hy sê van die aarde verdelg. En dit is 'n eienskap van jaloesie. Jaloesie is 'n vuur. Dit vernietig. As jy nie kan kry wat joune is nie, ek praat menslik gewys, dan is dit beter dat jy dit vernietig as wat dit iemand anders gaan word. Dis wat Vader vir ons sê. Hy sê, jy's myne, en as jy jouself deel met ander gode, dan sal ek jou liewer van die aarde af verdelg. Maar my jaloesie laat dit nie toe nie. En dan moet ons skrik, en dan moet ons sê, dis ons God. Ons tema is, hy sê, jaloerse God. Ken ons hom so? Is ons versigtig van vrees ons hom? Nahum 1 vers 2, 'n jaloerse God en 'n wreker is Jahwe. 'n wreker is Jahwe en vol grimmigheid. 'n wreker is Jahwe vir sy teenstanders en hy behou die toorn teen sy vyande. 'n jaloerse God en 'n wreker is Jahwe. Vader beanklag teen die mense wat hom kom soek in sy koninkryk wat nie kan ingaan nie, sê, julle het my weer nie leer ken nie. Julle het my nie leer ken nie. Ken ons hom as 'n jaloerse God? Ken ons hom as 'n wreker? Is hy net nice? Hy verskoon net alles. Hy doen nie. 'n wreker is Jahwe, vol grimmigheid. Wat is grimmigheid? Iemand wat grimmig is hy nogal vertrikkerig. Jy moet nie by sy huis kom nie, want hy gaan nie beklei. Vader sê, ek is vol grimmigheid. 'n wreker is Jahwe vir sy teenstander en hy behou die toorn teen sy vyande. Spreuke 6 vers 32. Hy praat van jaloesie in 'n man. Nou dit is net vir ons om te verstaan, wat is jaloesie? Want ons sien nou, Vader is jaloers. En Spreuke gee vir ons 'n voorbeeld van hoe lyk jaloesie. Wat gebeur? En mense kan daarmee assosieer. Spreuke 6 vers 32 sê, hy wat oorspel pleeg is sonder verstand. Wat is oorspel? Jy moet jou vrou deel met 'n ander man. En dit veroorsaak jaloesie. Nou sê hy wat oorspel pleeg is sonder verstand. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. Pla en skande sal hy kry. En sy smaak sal nie uitgewis word nie, want jaloersheid is 'n toorngloed in 'n man. Hy sê dit is die gevolg. Jy kan dit keer nie. Dis soos hartseer. Jy kan nie hartseer keer nie. Baie mense dink as ek net hierdie hartseer situasie in my lewe kan kom, as ek net hierdie smart uit my hart uit kan kry, hierdie pyn, dit maak my dood. Ek kan nie van ontslae raak nie en dit bly daar. En jaloersheid, jy kies dit nie. Dit gebeur, want jaloersheid is 'n toorngloed in 'n man. En op die dag van wraak verskoon hy nie. Hy neem glad geen losprys in aanmerking nie. Willig nie in nie, al maak jy die geskenk ook nog hoe groot. En dis direk van toepassing op ons Vader ook, jaloersheid. Nou sê hy hier, as jy te doen gehad het met 'n ander man se vrou, en hy jaloesie pak hom, dan jy moet jou lewe betaal. En al gee hom wat se losprys, dis dan nie belang nie. Wat soek hy? Raak. En dis jaloersheid.